goeiemôre almal. Ons doen gaan die openingsgebed. Die openings. Alright, sy het haar mond met wysheid oopgemaak en die wet van liefde is op haar tong. Spreek 31 vers 26. Sy liefde. Hemelse Vader, dankie vir hierdie nuwe dag en vir die voorreg om saam te wees in U teenwoordigheid. Ons kom vandag met oop harte, vol verwagting, wetend dat U iets besonders in ons en deur ons wil doen. Dankie vir elke vrou. U het haar geskaap met 'n doel, met liefde en met waardigheid. Laat die Gees nou om ons beweeg, ons harte voorberei om die woord te ontvang en ons siele te versterk met die waarheid. Mag alles wat ons sê en doen vandag U eer en glorie bring. Vul ons met U se wysheid, soos die van die vrou in Spreuke 31, met liefde op ons lippe en geloof in ons hart. Ons gee hier by ons in die lande, lei ons, spreek met ons en wees die middelpunt van alles. In die naam van Jehovah Yahusha, Jesus Christus wat ons het. Amen. Ons gaan 'n lied sing met 271, wat 'n vriend het ons in Jesus. Al die verse. Vandag gaan ek hulde bring aan vroue en hulle vertel van die merkwaardigheid van 'n vrou. Het is nie goed dat 'n man alleen is nie. Ek sal vir hom help maak dat hom pas. Genesis 2 vers 18. Die idee dat die vrou 'n helper is, kom oorspronklik van Genesis 2 vers 18, waar God sê. Nou die woord helper kan daar op die oog af asof iets minderwaardigs is, 'n minderwaardige betekenis, soos 'n assistent of iemand wat dien soos 'n slaaf. Maar die Hebreëse oorsprongstaal is dit glad nie so. Dit is nie 'n minderwaardige term nie. Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Nommer 1. Die Hebreëse woord ezer. Die woord helper in Hebreëus ezer. Die woord beteken een wat help en ondersteun of red.
Dit word meestal in die Bybel gebruik om Christus self te beskryf as ons helper. Want wie is Christus? Hy is God se helper. My hulp Ezer om van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, is van 120 vers 2. Dit word meestal in die Bybel gebruik om Christus self te beskryf as ons helper. So, as God self 'n Ezer genoem word, dan kan die vrou as helper nooit minderwaardig wees nie. En dat sy, soos Christus, 'n helper is. 'n helper wat dan pas. God sê nie net 'n helper nie, hy sê 'n helper wat by hom pas. 'n suitable helper. Die Hebreëse frase is Ezer kenegdo, wat beteken 'n gelyke teenoor hom. Een wat in verhouding met hom balanseer. Nie die man oor die vrou nie, maar iemand wat hom aanvul, sy raadskap en sy raadgewing. Met ander woorde, God het nie vir Eva gemaak om onder Adam te wees nie, maar langs hom, as 'n gelyke en 'n teenoor. Die wêreld het die mense mislei in die vrou se rol in die huwelik, en oor die algemeen wat 'n vrou is. Die mag en die beheer wat in handen van sy is geworden behels, word onderdruk. Wat beteken dit vandag? Wanneer die Bybel sê, 'n vrou is 'n helper, beteken dit sy bring sterkte waar nodig. Sy ondersteun, sy lei, sy besluit en dra saam. Sy is 'n geskenk van God. Net soos hy self wil bring sy dit ook. Sy is 'n geskenk van God, waar hy haar geskep het uit Adam se saaiheid. Sy is 'n geskenk. Sy is onwaardig. Sy is gelyk. Sy is uniek. Met 'n unieke roeping en 'n rol. Belangrik om te onthou. Die woord helper beteken nie minder belangrik nie. Inteendeel dit dra 'n goddelike eretitel. Om 'n helper te wees is om 'n vernootskap met God, 'n sterk verhouding met Christus en ander te staan. Sy staan sterk, sy staan vol wysheid en sy is van groot waarde. Hoe merkwaardig en waardevol is vrou. Liewe dames, vandag wil ek julle herinner aan iets baie belangrik. Jy is merkwaardig. Jy is waardevol. Jy is geskapen met 'n doel. Jy waardigheid. Wanneer ons in die Bybel en die lewe kyk, sien ons hoe God vroue met spesiale plekke en roepings geskep het. Vroue is nie net helpers of baie karakters nie. Vroue is sleutelfigure van God se plan. Vroue dra lewe, bring genesing, bou gesinne en hou gesinne by mekaar en verander die wêreld met hulle liefde en hulle vasberadenheid. Van die begin af in Genesis sien ons hoe God Eva geskep het. Nie in die stof van grond soos Adam nie, maar uit sy hart. Nie sy bene, sy voete en sy tone. Nee, sy was nie gemaak om onder hom te wees nie, maar langs hom, as 'n gelyke. Die wêreld het ongelukkig alles wat 'n vrou is, bedra. God het die mens geskape in sy beeld, man en vrou het hy geskape, Genesis 1 vers 27. Dit beteken jy as 'n vrou is gemaak van die beeld van God. Jy dra sy hart, sy sagtheid, sy wysheid, sy kreatiwiteit en sy wese. Vroue is draers van lewe. Vroue dra lewe fisies en geestelik. Elke kind wat gebore word, elke droom wat gekoester word, elke gebed wat vir 'n gesin opgaan, daar is dit ons 'n vrou agter dit alles. Haar gebed is sterk. Dink aan Hanna, 'n vrou wat bitterlik gehuil het voor God en 'n kind gevra het. Haar gebed het nie net Samuel se lewe gebring nie, maar ook 'n nuwe seisoen in Israel. Ek het vir hierdie steun gebid en die Here het my versoek gegee. 1 Samuel 1 vers 27. Vroue is sag en sterk. Sommige mense dink sagtheid is swakheid. Maar kyk na Ruth voor dit. 'n weduwee, 'n vreemdeling, maar vasbeslote om haar skoonma te ondersteun. Haar liefde en haar loyaliteit het haar in die geslagsregister van Jesus Christus geplaas. Waar jy gaan, is waar ek gaan.
Jou God is my God. Dit is Rut 1 vers 16. Ware krag lê nie altyd in spierkrag volume nie, maar in volharding en liefde en getrouheid. Vroue is roepingsgedrewe. Esther het haar koninklike posisie gebruik om haar volk te red. Sy het nie net vir haarself gedink nie, sy was nie selfsugtig nie. Sy het geweet, ek is hier met 'n doel en ek moet opoffer, wat ek ook al vat. Wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos die koningin geword het nie. Esther 4 vers 14. Vroue het invloed in hulle huise, in hulle kerke, in hulle werke en gemeenskappe. Jou stem maak saak. Jou teenwoordigheid en betekenis. Jou waarde lê nie in die uiterlike nie. Die wêreld wil jou oortuig dat jy jou waarde bewys deur hoe jy lyk, wat jy besit, hoeveel jy bereik het, wat het jy agter jou naam, maar God sê anders. Julle sieraad moet nie uiterlike wees nie, julle moet nie na die uiterlike kyk nie, maar na die verborgde mens van hart. 'n sagmoedige en 'n stil gees. 1 Petrus 3 vers 3 tot 4. God kyk na jou hart. En as jy 'n vrou van geloof, liefde en waardigheid is jy pragtig. In sy oë, as die wêreld dit nie sien hy dit. Vir die wêreld maak dit nie saak, maar vir die Here maak dit saak. Jy is geskape met 'n doel en God het jou spesifiek gemaak vir iets. Daar is iets wat net jy in hierdie wêreld kan doen. Jy het invloed jy te stem, met 'n hart van liefde en hande wat genees. Jy dra die baarmoeder wat God se volke en generasies vorm en laat groei oor die aarde om goeie nuus te versprei. Besef jy dit? Moet nooit jou waarde laat bepaal deur die wêreld se standaarde nie. Meet jouself aan God se woord. Vroue wil vandag vir jou sê, jy is waardig. Jy is geroep tot groot dinge, al voel jy klein. Jy is waardevol, nie vir wat jy doen, maar vir wie jy is. En as jy ooit twyfel, onthou Jesus self het gekies om eers na sy opstanding aan 'n vrou te verskyn, Maria Magdalena. Hy het haar geroep om die eerste getuie van die opstanding te wees. Is dit nie fantasties nie? Ons waarde is onbepaald. Hy vertrou jou met boodskappe van hoop, geloof en waardigheid. Nooit twyfel aan die waarde nie. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van merkwaardige vroue van die woord en wat hulle geloof en moed en hulle roeping aan Christus gedoen het. Jehosja het 'n vrou toegewy vir hierdie ding en ten spyte van hierdie dames se uitdagings het hulle deur geloof en dapperheid God se plan uitgevoer. Hulle stories inspireer ons om met geloof aan vasberadenheid te leef, om met geloof en vasberadenheid te leef. Kom ons kyk na sommige van hierdie vroue en ons gaan toch by hulle leer en ons kan dit in ons lewe ook toepas. Deborah was 'n dappere leier en sy was 'n vegter. Deborah was die enigste vroulike regter van Israel. Sy was fisies sterk, sy was ook profeties. Sy het Barak opgeroep om die vyand aan te val en gesê: "En die Here die God van Israel jou nie beveel nie." Rigters 4 vers 6. Haar geloof van haar leierskap het vrede vir 40 jaar gebring. Sy wys ons dat vroue geroep is om te lei in wysheid en in krag. As dit nie 'n voorbeeld is, dan weet ek nie. Esther, sy moedig haar volk aan, moedig haar volk. Esther, die Joodse koningin in 'n vreemde land, het haar lewe gewaag om haar volk te red en sy het daai deure gegaan het. Haar kans was 100% om onthoof te word. Was sy gegaan? Sy het daai deure oopgemaak. As ek omkom, dan kom ek om. Esther 4 vers 16. Haar moed het die geskiedenis verander. Sy het gewys dat gehoorsaamheid aan God belangriker is as haar eie lewe. Rut, getrouheid en onwrikbare liefde. Rut was 'n weduwee uit Moab. Sy het Naomi, haar skoonma, gevolg en gesê: "Waar jy gaan, daar sal ek gaan." Haar skoonma het so geïrriteerd geraak met haar, maar later het haar skoonma besef en genade. Hierdie kind is getrou. God het haar geseën vir haar getrouheid.
en sy oorgrootmoeder, dit beteken 'n groot van koning Dawid geboorte. Nommer 4, Hanna, 'n vrou van gebed. Hanna het met trane en geloof God gebid vir 'n kind. Here van die leerskare, as U my ellende aansien, 1 Samuel 1 vers 11. God het haar gebed verhoor, omdat haar intensies opreg was en suiwer. En Samuel is gebore en 'n groot profeet het gewees. Miriam, leier en aanbidder. Nou Miriam het Moses gehelp het, toe hy as 'n baba in die Nyl geleef is, en later het sy die vroue gelei om lofliedere te sing na die Rooi See. Toe het Miriam die profetes 'n tamboerijn gevat, Eksodus 15 vers 20. Sy het gewys hoe vroue in aanbidding en in vryheid kan bly, en die krag wat die vrou se stem behels. Nommer 6, Abigail. Wysheid in 'n oomblik van 'n krisis. Dit kan ons leer hoe om in 'n krisis te reageer. Of jy kan paniek en jy kan die Here blameer, of jy kan bid en jy kan tot die Here kla. Abigail het tussen haar dwaase man Nabal, ek sê dit reg, en koning Dawid getree, en sodoende 'n rampspoed afgeweer. Geseend is U verstandigheid en geseend is U, in Samuel 25 vers 32. Al wysheid en nog diplomatie het vrede gebring aan God se wil. So, om God se wil te doen is dit belangrik. Ons wil nie altyd ons eie paadjie volg. Maar as jy God se wil doen, dan word jy so gesien en maak as jy daarvan kan droom. Nommer 7, Rahab. 'n onwaarskynlike heldin. Rahab was 'n prostituut in Jericho, maar sy 2 Israeliete spioene versteek. Rahab se geloof het haar en haar familie gered, en sy word later in Jesus se geslagsregister genoem. Is dit nie ongelooflik nie? Ek weet dat die Here hierdie land aan hulle gegee het. Joshua 2 vers 9. Sy het gewees, sy was 'n prostituut, sy het gesonde, en sy het gebed in haar hart, tot by die Here in haar hart gewerk. Nommer 8. Sifra en Paula, hoe ek sê dit reg, hierdie vreeslose vroedvroue, hoe ek sê dit reg, vroedvroue. Hulle 2 is Hebreëse vroedvroue, wat geweier het om die koning se bevel te gehoorsaam om al die seentjies dood te maak. Maar die vroedvroue was vir God bang. Ek neem aan in Eksodus 1 vers 17, die vroedvroue is soos wagte. Ek dink een van soos vader se wagte, want hulle was groot en sterk. God het hulle geseën vir hulle gehoorsaamheid en hulle moed. Nommer 9, Rebekka. Sy was gasvry en sy was geseën. Rebekka het nie net vir die kamele van Abraham se dienaar water gegee, maar ook homself bemoedig. Laat ek ook vir jou kamele water skep. Genesis 24 vers 14. Haar vriendelikheid en haar vriendelikheid het haar in die verbondslyn van Israel geplaas, in die verbondslyn van Israel. Nommer 10, Maria. Natuurlijk die moeder van Jesus. Maria het God se roeping aanvaar, toe die engel Gabriël aan haar verskyn het. Ek is die diensmaagd van die Here, Lukas 1 vers 38. Haar nederigheid en gehoorsaamheid, die haar baarmoeder aan God te vertrou, het die wêreld verander en sy die verlosser gebaar. Ek dink dit is 'n baie groot eer vir haar gewees het. En dan laaste, ek ken nie hierdie karakter so goed nie, ek het ook nie regtig van haar gelees, maar haar naam is Jahel. Sy het 'n magtige kruisman verslaan. Rigters 4 vers 21. Jahel en Sisera het die gevreesde bevelvoerder van die Karmatiese leer doodgemaak, deur 'n tent in eerste kop te slaan terwyl hy in haar tent geslaap het. Sisera
reus in gestalte nie, maar hy was 'n reus in reputasie. Die hele Israel het hom gevrees. Hy was nie massief groot nie, maar hy was nou 2 meter, 2.iets. Hy was redelijk groot, 6 voet man. Maar God het Jael gebruik om 'n vyand van groot vrees te verslaan, wat geen man durf aanraak het nie. Ons slotgedagte is, elke vrou wat vandag bespreek is uniek. Sommige was leiers, anders was maas, anders was vroue van gebed, ander was vegters, ek het eers geweet dat was vroue vegters in Rome, en ander buitenstaanders. Maar elkeen het gehoor gegee aan God se stem. God gebruik vroue ongeag agtergrond. Dit wat jy gedoen het, wat jy was, jou verlede bepaal jou nie. Jou status bepaal jou nie. Vandag roep God jou vrou, van dapperheid en geloof en wysheid en nederigheid om sy lig te wees in hierdie wêreld. 'n Vrou is ongelooflik. En as jy dat wil oplees oor hierdie vrou as bewys het, dat jy die verse. En dan het ek 'n klein videoetjie, ek is mal oor dit. Sy inspireer die lewe eintlik. Die rede daarvoor is, daar's baie dinge wat in haar lewe gebeur het, wat in my lewe gebeur het. En toe ek na hierdie video kyk, toe is ek net aangeraak. Dit is 'n 10 minute video, en lees die woorde, terwyl die dames in lees die woorde in Hebrews, luister na wat sy sê. Dit word al 2 keer, maar dat is net om die boodskap hier te bring. Sal jy die video van sê? I chose to follow you, left behind my yesterday, to walk a path brand new. Your people became mine, your ways became my own. I found grace in every step, though I walked alone. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your Elohim shall be my Elohim. Like Ruth, I chose to follow you, left my past, began anew. In fields unknown, your grace I found, your love has always been my ground. Nashim ka'il no bahavariani manod bahamtana makaza god mila malani krobishmo metu harot ba'eshbanot ha'il hamsakotet shimka. Wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your Elohim shall be my Elohim. Like Ruth, I chose to follow you, left my past, began anew. In fields unknown, your
Shimkail itnot bahavanya Nimanot biham tanamukazakot milimala Nikrot bishmo metuharot baesh Banot kail ham sabkot et shimkail Promises are true. Though I was once a stranger, now I belong to you. Ruth was redeemed, and so are we. A vessel of honor who praises your name. Where you go, is vir my verskriklik mooi wanneer verskillende Hebreëus praat, veral suiwer Hebreëus, en dit was die top van Christus gepraat. Kom ons met gegaan. My vader het al in die hemel, en is die Hebreëse naam, Yahuwah Yahusha. Ons kom vandag voor die en ek wil die dank vir elke vrou. Vir die vrouens wat 'n voorbeeld vir ons kan wees in die woord, wat ons wys hoe om te lewe in die moeilikste verdrukte tye. Help ons om op U te vertrou, wanneer dinge nie reg gaan, wanneer dinge verkeerd loop, wanneer dinge swaar loop. Help ons om tog wel na U toe te draai, en nooit ons skouer teen U te draai. Dankie dat U daar is, dankie dat U ons verstaan, dankie dat U ons sterk gemaak het in hart, gees, liggaam en siel en verstand. Seën elke dame vandag hier in die kerk, en die wat nie kon bywoon, en seën die dag wat ons verder gaan doen, die nagmaal, wanneer ons voete was, en ons mekaar voete was, wees asseblief by ons. Let your presence be known, and bless this event. Seën vir jou Puri, ek loof en prys U vir wonderlike naam wat Hy is, en ek bid Here dat, wanneer Hy preek, dat allemaal die boodskap welkom, verwelkom in hulle harte, en seën met sy journey dat Hy ook op gaan pak. In die naam van Yahuwah Yahusha bid ek dit. Amen.